If you want a relationship that looks and feels like the most amazing thing on earth, you need to treat it like it is the most amazing thing on earth. 'n Getroude paartjie het by huweliksverrykingskursus gesit waar hulle na 'n video gekyk het. Die vroutjie se aandag het die hele tyd weggedwaal en by haarself gedink, maar ek weet tog al hierdie goede en weet jy, ons het eintlik 'n baie gelukkige huwelik. Toe sy so na haar man kyk, het daar groot trane oor sy wange gerol en sy kon haar oë nie glo nie. Sy kon nie verstaan wat doen sy dan nou so verkeerd dat dit haar man hier in die openbaar voor ander tot trane dryf nie. Sy het onmiddellik met groter aandag begin luister en toe agtergekom dat dit nie gaan in verhoudings oor dit wat jy dink die ander een weet nie, maar dat jy dit wat jy weet op so 'n manier moet sê dat die ander een dit kan hoor. Nehemia was nie net die koning en die koningin se skinker nie. Niemand net nog 'n dienaar in die paleis nie. Die koning en die koningin het hom geken en hulle het gesels met hom. Hulle het hom as mens geag en hulle het sy menswaardigheid raak gesien, soos wat baie duidelik na vore kom uit die gesprek tussen Nehemia en die koning. Die eerste opvallende ding is, die koning sien Nehemia se bedruktheid raak. Wat doen die koning toe? Hy sê nie hier agter die hand vir die koning aan, Nehemia lyk dit my het sleg geslaap vandag nie. Hy het iets raak gesien en toe doen hy iets daaraan. Hy vra vir Nehemia self wat fout was. Die koning doen hier twee baie mooi dinge waaruit ons kan leer. Hy reik uit na Nehemia en vra vir hom, maar hoekom lyk hy so sleg die oggend? Terselfdertyd gee hy vir Nehemia die geleentheid om met iemand te praat oor daardie swaar en seer wat in sy hart lê. Die les wat ek en jy hieruit kan en moet leer is, dat dit soms net daardie oomblik se stil staan by iemand en opregte belangstelling te gee, wat die wêreld se verskil maak. So die eerste ding waarna ek en jy fyn moet oplet in ons verhouding met ander mense, is sensitiwiteit vir die plek waar hulle is. Die tweede ding wat hierdie dametjie moes raak hoor en wat enige mens nodig het, is om vertroue te kommunikeer. Dis een ding om vir iemand te sê, hierdie kite gaan nie vlieg nie. En is 'n heeltemal 'n ander ding om te sê, weet jy, dit is 'n goeie idee, maar het jy al hieraan gedink? Of, my lief, ek het volle vertroue in jou, maar dink 'n bietjie hieraan. Of, om sommer net vir jou pasmaat te sê, weet jy, ek wil vir jou sê, ek vertrou jou volkome met dit wat jy doen. En ek staan agter jou. En as ek kan help met enigiets, is ek meer as bereid om dit vir jou te doen. Die koning het Nehemia uitgeluister. Hy het nie vir hom raad gegee nie. Hy het nie vir hom gesê wat hy dink van sy planne nie. Hy het aangebied om vir Nehemia te help. Hy het Nehemia vertrou. Nog 'n pilaar vir gesonde verhoudings is om gereeld vir iemand te sê, ek is trots op jou. Weet jy my skarrebol, jy het net 'n unieke manier van dink en doen en dit is so lekker om dit by jou te hoor. Met sy toestemming gee van Nehemia se versoek, het die koning nie net vertroue gedemonstreer nie, maar het hy ook vir Nehemia gesê, eintlik met dit alles, ek is trots op jou. En wanneer jy dan sien die ander een se ore hang so effens en hulle is nie op vol sterkte nie, dan is daar min dinge wat soveel beteken vir die ander party, as jy vir hulle sê, my skaddebol, ek bid vir jou. Kan ek nie sommer nou vir jou bid nie? Of as die ding nog nie lekker op die tong lê nie, moenie dan druk om te hoor wat nou eintlik fout is nie. Vra dan maar doeteenvoudig, my skaddebol, waarvoor kan ek vir jou bid? En dan doen jy dit sommer. En laastens dan die twee dinge wat die maklikste is om te sê, maar wat ons baie keer die minste sê, is dankie en ek is lief vir jou. My skat, ek waardeer wat jy vir my gedoen het. Dankie daarvoor. Dankie dat jy ons familie so goed versorg. Dankie vir die mamma wat jy vir ons kinders is. Dit is so lekker om saam met jou te wees. Jy laat my lag en jy laat my veilig voel. Van almal wat Papa Vader vir my kon gee, het hy vir my die heel beste kom gee. En dit is jy. Sê daardie goed wat jy dink die ander ene weet, maar wat hulle graag wil hoor. En sien die verskil. Shalom.